Charissa en Gareth en die familie namens ons gemeente ook ons innige meegevoel vir hierdie groot verlies. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid by hierdie geleentheid. Ek lees vir Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Amen. Kom ons groet mekaar in die naam van die drie-enige God om te bevestig dat die Here wat die troos en die krag moet bewerkstellig teenwoordig is. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Ons gaan eers sit, dan gaan ons kyk na hierdie mooi video wat die familie saamgestel is om te onthou wie se lewe is ons hier besig om te vier.
Ek lees vir julle die begrafnisbrief in liefdevolle herinnering van John Jacques Phipps, gebore 18 Januarie 2023 en het die Here met die ewige verwissel 27 April 2026. Die teksvers vanmôre is dan Psalm 34 vers 19. Die Here is naby aan hulle wat gebroke harte het, wie se gees verpletter is, verlos hy. Dit het die Vader behaag om ons dierbare seentjie John Jacques Phipps van ons af weg te neem. John Jacques het met oorgawe gespeel, geleef, gelag en liefde uitgedeel. Ons was vir 3 jaar, 3 maande en 9 dae bevoorreg om hom van die Here te kon leen. Met diepe smart in ons harte dank ons nog ons hemelse Vader vir die krag wat ons ontvang. Ons tree nie asof daar geen hoop is nie. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ons mis jou, John Jacques, ons is lief vir jou. Ons sal jou altyd koester en ons harte dra. Liefde pappa, mamma, boetie, oupas en oumas. Rus en vrede by Jesus, ons kind. Ek gaan die 2 briefies lees, ek weet dit gaan baie moeilik wees. My liefste John, hoe sê 'n ma totsiens vir haar kind? Seun, jy was die lig in my lewe. Jy het 'n persoonlikheid gehad soos niemand anders nie. Jy was uniek, jy was kosbaar, jy was die vriendelikste kind, jy was alles en meer. Seun, dankie dat jy myne kon wees, al was daar net vir 'n kort rukkie. Ek gaan vashou aan hoe jy altyd my gesiggie vasgehou het. Net swinkies vergeet. Ek gaan die oggende mis waar jy my adems gelê het. En sê jy is lief vir my. John, dit was 'n groot voorreg om jou mamma te kon wees. En jou ware liefde kon ontvang. Sien, ek kan jou so baie mis. Weet net, jy sal altyd 'n plek in my hart hê. Ek is lief vir jou, John. John T. Rhodes, my seun, my kind. Dit is my diepste seer wat jou daddy die brief moet skryf vandag. My kind, dankie dat jy myne was. Dankie dat jy my gewys het wat opregte en diep liefde is. Jy is altyd papa so groot, Dennis so bly. Dit sal nooit totsiens wees nie, my John. Ek sê elke dag saam my dra, tot ons liewe Vader my naam roep, om huis toe te kom. As ek jou weer sien, my kind, sal ons daai groot visies vang, waar ons altyd gepraat het. Ek troos my dat jy in 'n beter plek is. Weet net, jy los 'n oneindige leemte in daddy se hart. Ek weet dat jy se wil gehad het, dat ek moet aangaan. Ek sal jou Lukie, Doekie en mamma oppas. Vir jou, my kind. Jy was oneindig lief vir hulle. Ek sal nooit reg wees vir jou afskeid nie. Ek is en sal altyd vir jou daddy wees. Dankie vir alles, John T. Rhodes. Daddy is 'n superstar. Terwyl ons so sit, kom ons luister na hierdie lied In the Arms of an Angel.
lees vir u ook dan die begrafnisformulier. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dese opstanding het Jesus die dood oorwinning, kan die gelowige uitroep. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons leef, leef ons tot eer van die Here, as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, die almagtige, die alwetende, die een wat ons so lief het, wat nie wil hê dat een van ons verlore moet gaan nie, dat hy u seun vir ons gestuur het. U wat liefde is, u wat hoop is, u wat ons Vader is. Ons bid dat ons die teenwoordigheid sal ervaar. Ons Here Jesus Christus, ons verlosser, ons middelaar. Betree ons wêreld in genade, dat die koninkryk van God wat u tuis naby gebring het, dat dit hier kan wees, dat ons kan besef waarvan is ons deel, wat is ons identiteit. O Heilige Gees, die trooster van trooster, die krag van waarheid ons vandag kan aanpak, herinner ons van God se liefde, sy almag, die Here se genade wat van ons toekoms definieer. Seën ons Heer met hierdie beloftes vanuit u woord. Bring troos, bemoedig, skep en herskep. Belangrik Heer, seën ons met u teenwoordigheid. Ons het u so nodig in hierdie moment. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. In hierdie moment is daar soveel is daar meer vrae as antwoorde. In hierdie moment van pyn en ervaring is dit net so onwerklik. Daar is soveel drome wat net onopgelos is, wat net nooit gaan voltooi word nie. Daar is liefde wat net nooit geleef gaan word nie. Net vra en vra en vra, hoekom Here? En as ons eerlik moet wees, kan niemand van ons hierdie vraag beantwoord nie. En as jy nie self deur hierdie situasies van jou lewe is nie, kan jy nie eens begin verstaan wat hierdie familie moet deurgaan nie. Maar daar is een teenwoordig wat dit wel weet en wel verstaan en wat ook hierdeur is waar hy sy eie kind aan die dood afstaan het. En dis ons almagtige God. Daarom is hierdie teksvers so kardinaal belangrik vir vanmôre. Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy verlos die wat verslae van gees is. Hierdie gedeelte is geskryf met 'n verwysing van nou Dawid wat moes vlug vir koning Saul toe hy hom vervolg het. En hy daar by die Filistyne gaan skuilings soek het en op 'n stadium het gelyk het of hulle hom herken en hy toe gemaak het of hy mal is en hy het so aan die deure gekrap het en hy so die spoeg so by sy mond uitgeloop het daarso in 1 Samuel. Daai tyd wat ou Dawid soveel vrees, soveel onsekerheid, soveel vernedering in sy lewe ervaar het, wat al hierdie emosies bewerkstellig het wat ons vandag ervaar, om bang te wees, onseker te wees, nie te weet hoe die dag van môre eers gaan begin lyk nie, om hopeloos te wees. En in hierdie situasie te skryf, maar weet jy wat, in my omstandighede rig ek my, sal ek God loof en prys, sal ek hom aanroep, sal ek met alles wat ek het na die Here toe gaan. Hierdie is nie maar net 'n klomp kennis wat hier geskryf word nie. Hierdie is 'n getuienis van 'n persoon wat in krisis was, in nood en geweet het,
vanuit God se teenwoordigheid, vanuit sy hulp, was dit vir hom moontlik om alles te oorkom en alles te oorbrug. Hy het geweet wat hy moet doen is oorgee aan hierdie God wat hom sal versorg. Hierdie God tot wie hy sy diepste begeerte rig, dit wat ons vandag hier kom doen, want ons weet wat ons identiteit is, ons kom roep God aan. En God hoor sy gebede. Hierdie situasie wat geweet het, jy het twee keuses in jou krisistye, of jy wend jou tot God, of jy draai jou rug op God en jy beweeg weg. Maar hy het hom gewend, alhoewel hy geworstel het, tot God, en God het hom geantwoord. Natuurlik is daar al hierdie vrae. Ander mense gaan vir julle miskien vinnige antwoorde gee, wat geen sin gaan maak nie. Maar God kom gee nie vir ons hierdie vinnige antwoorde nie. Hy kom gee vir ons hierdie waarhede wat ons vandag ook gaan na kyk, en nog vele meer, sy beloftes in sy woord. Natuurlik gaan ons worstel met dit wat besig was om te gebeur. Ons gaan dit net nooit verstaan nie. Ons gaan swak voel en ons gaan nie weet hoe gaan ons hierdie reis aanpak nie, maar God sê kom geer oor met alles wat jy het en kom roep my aan en kom leef vanuit my teenwoordigheid. Kom pak hierdie reis aan. Soos wat Dawid gedoen het. As ons hierdie gedeelte lees, die Here is naby die gebrokenes van hart. En hy verlos die wat verslaaf van gees is. Die Hebreëse verduideliking van hierdie wat naby die gebrokenes van hart is. Hierdie gebrokenes van hart, die gebrokenes sê meer as net stikkend of bietjie gebreek. Dit gaan oor totaal vernietig, totaal verpletter. Die Hebreë sê, dis amper soos wat jy 'n kleipot vat en jy gooi in op moedswillig in duisende stukke op 'n vloer. En dan sê hy, maar hierdie gebrokenheid van hart, jou hele wese, jou innerlike bestaan, hoe jy gaan voortbestaan, jou menswees, hoe jy gaan jou besluite maak, hoe jy gaan funksioneer. Julle sit hier vandag en julle hele wêreld is in stukke geskeur, uitmekaar geskeur en julle voel so dat hierdie gedeelte sê net nooit weer nie. Jy voel of iemand gegaan het en dis soos 'n kleipot dit stikkend gegooi het en alles lê in skerwe en dit voel of dit net nooit weer by mekaar gaan uitkom nie. Hy sê hierso in hierdie tweede gedeelte verwys hy na die verslaaf van die gees. Hierdie verslaaf van die gees verduidelik amper om soos hierdie gestikkende, hierdie gebrokene te wees. Dit sê vergrys, dit sê fyn gedruk, maar ook heeltemal vergrys en fyn gedruk. Maar dit gaan oor jou innerlike energie, jou hoe jy voortbeweeg, hoe jy elke dag aanpak. En wat hier gebeur het, lê so swaar op jou menswees, dat jy voel, maar hoe kan ek my elke dag aanpak? Hoe kan ek vorentoe beweeg? Want dit is net te swaar, soos wat hierdie op my menswees lê. Ek dink as 'n mens hierdie twee konsepte mooi verstaan, dan verduidelik dit iets van die gevoel wat jy ervaar in hierdie totale situasie. En dan sê hy hierso twee goed wat ons kan gebruik. Hy sê eerste, die Here is naby. Hierdie woorde, die Here is naby, was nie sommer net woorde vir die mense van God se volk van die Ou Testament gewees nie. Hierdie Here is naby was vir hulle woorde van troos gewees, van bemoediging. As ons gekyk het na die uittog uit Egipte uit, met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, hoe God saam met hulle beweeg het, daai nabyheid van God, die tent van ontmoetings wat saam met hulle getrek het. Hulle het geweet, hulle sien kans vir alles, hierdie woestyn, die vyande, dit wat gaan gebeur, want God se nabyheid bring vir hulle daai troos en bemoediging, geweet, maar hulle kan tot hom wend, want hy is saam met hulle. Daarom, in hierdie omstandighede, weet ons, julle gaan tot alles in staat wees oor die drie-enige God wat naby is. Wanneer hierdie woorde, die Here is naby, niemand gaan verstaan wat in julle lewe besig is om te gebeur nie. Hoe julle elke dag gaan opstaan en wat julle gaan voel in die onstuimigheid wat besig gaan wees om te gebeur nie. Maar die Here sê, sy nabyheid beteken hy verstaan. Daarom kan ons harte gaan oopskeer en met hom hierdie worsteling doen, want hy verstaan dit wat julle besig is om deur te gaan. Die Here is naby, kom ook en sê maar, met ons diepste seer kan ons tot hom wend, en op 'n manier sal hy daai vrede in ons bewerkstellig en hy sal ons antwoord. Maar daar's nog 'n vir die mense se tyd van die Ou Testamente betekenis gewees van die Here is naby.
Dit het gesê, maar hierdie storie van julle is nog nie klaar nie. Net soos wat die storie van John nie klaar is nie, soos wat julle geskryf het in die begrafnisformulier. Hierdie is nie die finale groet nie. Alhoewel dit soms so voel. Maar hierdie is die storie is nog nie klaar nie. Hierdie selfde Dawid in 2 Samuel het ook iets ervaar van dit wat julle vandag ervaar. Hierdie Dawid wat hy en Batseba verhaal ken ons nou, en uit hulle gebeure is daar 'n klein kindjie gebore. En hierdie kindjie was besig om te sterf en hy het gevas en hy het tot die Here gebid. Hy het die Here gesmeek dat hierdie kindjie se lewe gespaar moet word en die kindjie het toe gesterf. En toe die kindjie klaar gesterf het, toe trek hy klere aan, hy was, hy trek aan en hy gaan terug en hy gaan aanbid God. En dit was vir die mense onwerklik gewees. Hoe kan dit wees? Hoekom tree hy nie? Hoekom skeer hy nie sy klere verder en gooi as oor sy kop nie? Hoekom trek hy aan en was homself en gaan aanbid weer vir God? En sy antwoord was, as dit, terwyl hy nog siek was, terwyl dit nog daar 'n moontlikheid was, dat dit moontlik die gebede en die vas en al hierdie goed kon gehelp het ek dit gedoen. Maar nou dat daar dit nie meer kan help nie, nou wat ek doen, gaan ek my kind tegemoet. Ek berei myself voor om hom tegemoet te gaan. Wanneer ons leer uit hierdie gedeelte van nou Dawid, dan kom sê dit vir ons 'n paar dinge. Daar gaan goed in die lewe gebeur wat ons net nie antwoorde voor het nie. Dinge wat ons net nie kan verklaar nie. En dan wys hierdie gedeelte van nou Dawid ook, maar verhoudings kan net nooit ophou bestaan nie. Die verhouding wat jy gehad het met hom en dit wat jy geskryf in jou Bybel kan net nooit ophou bestaan nie. En selfs al is hy in die dood, gaan jy hom tegemoet om eendag in God se teenwoordigheid te wees. En hoekom weet ons dit? Ons kom as Christene vandag by mekaar en weet in Jesus Christus is die dood vergrys. Jesus Christus het die dood oorwin en aan die ander kant die dood is daar 'n ewige lewe waar julle mekaar weer sal ontmoet. En dan sien ons ook in hierdie gedeelte waar Dawid in sy swaar, want onthou, hy was gebroken van hart. Sy gees, die manier wat hy nie energie gehad het om aan te beweeg nie, het hy aangetrek en hy het weer hom tot God gerig en geweet van God se teenwoordigheid moet hy sy lewensreise aanpak en saam met hom gaan leef. Hierdie gedeelte gaan verder en hy sê vir ons nog 'n antwoord, boonbehalwe dat die Here naby is. Hy sê daarso die woordjie verlos. Die Here is naby die gebrokenes van hart en hy verlos die wat verslaas van gees. Verlos in Hebreë sê om te bevry, om heel te maak, om uit te lig, om te troos, te bemoedig in hierdie situasies van vandag. En waarmee troos en bemoedig ons in hierdie omstandighede? Julle het dit self geskryf in die begrafnisformulier en ons het dit gelees ook. Reg het in ons die begin sê, Jesus het gesê, ek is die opstanding en die dood. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en die dood, en dan kan ons sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Paulus het hierdie gedeelte geskryf vir 'n klompie mense wat, hulle het getwyfel, daar in Korintiërs, hulle het getwyfel, is daar opstanding? Wat gebeur na die dood? En is daar werklik so iets? En hy het vir hulle gesê, weet jy wat, hierdie aardse liggaam gaan iewers tot 'n einde kom. En dood vra nie ouderdom nie, maar iewers gaan ons aardse liggaam sterf. Hy sê, maar hierdie is net 'n deurgang tot 'n ewige lewe. Die dood is nie die einde nie. Hy sê, maar aan die ander kant die dood, deur Jesus Christus is daar 'n ewige lewe in die teenwoordigheid van God. Ons weet God sê, hy is die barmhartige en genadige God. Ons lees, hy is die regter van die hele aarde. Ons weet in Timoteus staan, hy wil nie hê dat een iemand verlore moet gaan nie. En Jesus self het gesê, kom uit die pad uit, laat die kindertjies na my toe kom. Dit was nie lank gelede nie, dis hoekom dit vir my self so 'n bietjie emosioneel is. Dit is nie lank gelede wat ek hier voorgestaan het en hom in my arms gehou het en hom gedoop het nie. En vir die gemeente gesê het, ontvang julle nuwe lidmaat. Hy het nie gekies, hy kon nie self keuses maak nie,
En dit ons het sê, dis 'n voorbeeld van God se genade, waar die drie-ene God hom aan ons en ons kinders kom verbind. God het hom volledig aan John verbind en sê, dit is myne. Dat hy aan hom behoort. En ons weet, dat God wil hê, dat ons kindertjies by hom moet wees. Daarom het ons daai sekerheid. Dit is vir ons moeilik om dit te verwerk, maar ons weet waar hy is. Daar's nie 'n verduideliking wat hier gebeur vandag nie. Niks maak sin nie en ons kan nie eens begin om die dood te verduidelik nie. Al wat ons weet, ons kan dit vanuit God se teenwoordigheid aanpak. Ons kan hier vandag kom en vir die Here dankie sê vir 3 jaar, wat het julle gesê, 3 jaar, 3 maande en 9 dae vir sy lewe. Al daardie gebeure waarmee julle geseënd was om mekaar se lewens te vorm en hy het ook 'n impak, hy het God se liefde en genade ook tuisgebring in julle lewe. En dan te sê, Here, vanuit u teenwoordigheid sal ons die krag vind op hierdie reis tot ons mekaar weer eendag sien. Maar dit beteken vanuit God se teenwoordigheid, hoe hanteer ons hierdie? Beteken nie, God het nie gesê, kom hier en sê, weet jy wat, moenie huil nie. Moenie treur nie. God het gesê, weet jy wat, ervaar my teenwoordigheid. Rig dit wat is tot my. Huil, worstel, stoei, rig jou vrae. Hou vas aan my teenwoordigheid. Hierdie geleentheid, ons as Christene, en die troos wat die Heilige Gees bewerkstellig saam met hierdie krag is ons te herinner deur die Here se genade, dat God se liefde vir elkeen van ons bedoel is. En dis kom ons ook sê, dit rig ons om ons lewe te ondersoek by die aangesig van die dood. Maar dit kom sê ook vir julle as ouers, vandag is nie 'n totsiens nie. Die storie van julle lewe, want ons het begin met Psalm 23, al gaan ek deur 'n doodskade weer. Al gaan ek deur hierdie moeilike tyd. Dit gaan vir julle vir 'n lang ruk voel of hierdie doodskade weer, hierdie donker tyd net nie gaan ophou nie. Maar die Here sal julle bietjie vir bietjie weer optel. En julle weer heel maak. Maar hierdie is nie totsiens nie. Dis tot ons mekaar weer sien. Omdat die Here sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Maar vanuit sy teenwoordigheid kan ons vir mekaar net sy waarheid, sy seën toebid. Mag God julle dra en omvou met sy liefde. Mag die Heilige Gees julle die krag gee en julle wys hoe die Here elke dag in genade julle welkom betree. En mag julle met julle worsteling en julle seer vashou daaraan, sodat hy self die troos bewerkstellig. En net soos wat John vir julle God se liefde kom wys het, mag julle dan ook sien hoe God mense oor julle paaie stuur, om God se liefde te ervaar. Mag julle bly vashou. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy verlos die wat verslae is van gees. En mag elkeen van ons dit ervaar in die tyd wat vir ons voorlê. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wanneer dit voel of ons gebreek is soos kleipotte wat stikkend is. Wanneer dit voel of ons innerlike menswees verslae is en iets ons vasdruk en ons weet nie ooit hoe gaan ons weer die vermoë om vorentoe te beweeg. Hoe gaan ons die wil hê om dit te kan doen nie? Dis wanneer jy sê, maar gee dit vir my. U is die almagtige God wat ons vir mekaar die seën toebid. Die God wat ons kan nie eens dood verduidelik nie, maar Here, U het die dood oorwin. U wat die oorwinnaar is saam met hierdie gesin, saam met hierdie vriende en familie. En ons weet, bietjie vir bietjie sal jy hulle dra en vorm en die skerwe weer by mekaar bring. U sal daai potte weer heel maak, Here. U sal weer die krag binne in hulle terugsit. U skep en U herskep, want U is die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Want ons hou voor oë die oorwinning, die doelwit. Here Jesus Christus, U wat die boekrol van die lewe in U hand vashou. U wat reeds die oorwinning behaal het, wat die troon bestyg het. Mag ons nooit ons oë van U afhou nie. Maak nie saak hoe groot hierdie storm is nie. En weet,
U sal in hierdie storms aan die werk wees. Wanneer hierdie familie en hierdie vriende deur daardie doodskade beweeg, aan die ander kant daardie skaduwee, is daar 'n uitkoms. En dis die lewe, die ewige lewe, in die teenwoordigheid van ons almagtige God. Seën hulle, Heer, dat hulle die heeltyd U teenwoordigheid sal beleef. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil net 'n paar praktiese reëlings met u maak. Ons gaan nou, ek dink is Chris, ja, maar ek luister sleg. Chris, né? Goed, Chris gaan vir ons 'n bedanking doen. Dan gaan ek ook bedankings doen. Daarna gaan 'n liedjie speel, maar dit gaan op pad uit wees, die olifant, né? As ek klaar die formulier en die seën uitgespreek het, dan gaan u uitbeweeg, u as familie en vriende, daar gaan 'n laaste eerbetoon wees by die tafel, dan kan u slank uitbeweeg na die kuierarea toe, waar jy die tee, die koffie en daardie kan begin geniet. Die naaste familie gaan dan uitbeweeg na die gedenktuin toe, waar ons die plasing gaan doen. Chris, jy kan maar voor. Ek gaan hierdie vir jou gee, want hulle doen dit vir die uitsending. Ok, staan maar net naby. Perfect. Gaan, so. Great. Just like that? Ja, klink so. Great. I'm going to apologize ahead of time. My Afrikaans is not the greatest, but this is for our family. There you go. Ons liewe John, ons harte is seer en ons woorde is min. Hoe groot ons so klein seentjie. Jy was vir 'n jaar deel van ons lewens. Elke dag daar, altyd aan die speel, altyd aan die gang. Nou is jou stemmetjie stil. Jy was 'n pragtige seun. Soms het jy in die oggende die skooltjie binnegekom as John. En ander oggende het jy as 'n rasende dinosaur ingekom. Ons gaan dit mis. Ons gaan jou mis. Met jou grys blankie en 'n speeldeurtjie in jou hand, was jy op jou gelukkigste. Ek het hierdie agtergrondfoto vir jou geneem. Dit was vir jou gunsteling plekkie om te speel. Jou plekkie is nou stil en leeg. Ons sal jou vir altyd onthou, liewe John. Ek gaan dit mis om in die middag voor papa of mamma kom saam met jou gogga te vang, wat jy saam huis toe vat. Jy het gesorg dat die medeplaag nie oorvat by die skooltjie nie, want jy het meerderheid van julle al gevang. Rus nou sag, liewe seentjie. Nou kan jy soveel goggas vang as wat jy wil. Liefde al die tannies en al die maatjies van die skool. Dear John, today we gather to remember and celebrate your beautiful life. And even though your time with us was far too short, the joy you brought into this world will stay with us forever. You had such a special way of making everything feel brighter. You loved your dinosaurs, your bubbles, fishing, and all the little adventures that came with your curious spirit. Watching you play, laugh, explore, and discover the world around you brought happiness to everyone who knew you. One of the things we'll always remember most about you was your determination. Even at such a young age, you had such a strong spirit. You faced the world with energy, courage, curiosity, and that little spark in your eyes that made you so uniquely you. And we will never forget your dancing. The way you would move around saying, ticky, 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 making everyone around you laugh and smile. Those moments may have seemed small at the time, but now they are treasures we will carry in our hearts forever. For us as your aunt and uncle living overseas, we only got to spend time with you during holidays and visits home, but every single moment with you became a memory we now hold on to tightly. You had a way of filling a room with life, excitement, and happiness. Every time we had to leave again, Millie would ask for days when she could play with you again. She loved running around with you, laughing with you, and sharing those little adventures together. And it breaks our hearts knowing she'll never be able to have those moments with you again. You may have only been here for a short while, but the love you gave and the memories you created are bigger than words can describe. You reminded all of us to find joy in the simple things, to laugh loudly, to dance freely, and to love deeply. So today, while we say goodbye, we hold tightly to your smile, your laughter, your dinosaurs, your bubbles,
your dancing, and the happiness you brought into all of our lives. We will think of you whenever we see bubbles floating in the sunlight, little dinosaur toys on the floor, or children dancing without a care in the world. You will always be loved, always remembered, and never forgotten. Today we stand together with hearts that feel far too heavy, trying to say goodbye to our precious grandson, John. John may have only been with us for 3 short years, but in that time he filled our lives with more love and joy than we ever thought possible. He was full of life, always moving, always exploring, so much so that Grandpa lovingly called him our Duracell man, because he never seemed to run out of energy. He had the most beautiful blonde hair and a spirit that matched it, bright, warm, and impossible to miss. John loved dinosaurs, and the way his eyes would light up when he talked about them is something we will never forget. He brought that same excitement and wonder into everything he did. But more than anything, John loved his mom and dad. The bond he had with them was so pure and so strong, and it showed in every hug, every smile, and every moment they shared together. As his grand and grandfather, we were blessed beyond words to be part of his life, to hold him, to laugh with him, and to watch him grow. Those memories are gifts we will carry with us forever. Though our hearts are broken, we will always remember John for the happiness he brought us, for his laughter, his endless energy, his curiosity, and the love he gave so freely. John, our beautiful boy, you will always be a part of us. We will carry you in our hearts every day, in every memory, in every story we tell. Sleep peacefully, our little Duracell man. You are loved more than words can ever say, and you will never be forgotten. Until we meet again, Granddad and Grandma. Ons liefste Johnny, om totsiens te sê is so swaar, ons harte is in 1000 stukke. Jou stem is stil, jou plek is leeg. Jy was die lig in ons lewe, jou ouma se hartse punt. Die een wat niks verkeerd kon doen in ouma se oë nie. Ons het gereeld hoor optel, maar dit sal ons nooit weer hoor nie. Die huis is nog gevul van jou gunsteling eetgoed, dinosaurus eggs, chocolademelkies, groen oras, koalabeertjies en nog vele meer. Ons gaan jou glimlach en drukkies mis. Daar is nog so baie wat ons vir jou en saam met jou wou doen. Jy is te vroeg van ons weggevat. Jy was 'n goed gemeneerde, liefdevolle kind, altyd vol lewenslus. En wat op 3-jarige ouderdom verskeie dinosaurus spesies kan opnoem. Ons kon nie wag om jou in Julie saam te vat om te gaan kamp nie. Dit is ons egter nie beskore nie. Die Here het gewys, die dag van môre is syne. Dit is 'n bitterseer dat hy jou weggevat het. Ons probeer daarby berus in die wete dat hy jou meer nodig het as ons. Dat hy 'n baie spesiale engel nodig het om 'n groot werk vir hom te doen. Weet net, ons het jou oneindig lief gehad en jou plekkie in ons harte sal vir ewig joune wees. Saggies rus by ons Vader, waar ons weet jy veilig en gelukkig sal wees. Met oorvol trane groet ons jou, ons engelkind, tot ons mekaar weer sien. Liefde oupa Jacques en ouma Adele. Dankie Chris. Ek het ook net 2 briefies en die bedankings. My liefste John, Tannie Cynthia het jou lief gehad van die eerste dag toe mamma sê sy verwag jou. Ek was so bly om jou klein lyfie te kon vashou. Jy het my hart gesteel van daai dag af. Jy was altyd meer by jou oom, maar hierdie laaste ruk het jy my meer gesien en wou by my wees. Ek onthou net nou die dag die jy my vra om jou te bad. Dit het Tannie se hartjie so warm en bly gemaak. Jy was en is ons hartse punt. Jy was en sal altyd ons kind ook wees. My kind, ons mis jou al klaar so baie. Die Tannie het nog baie goed om vir jou te sê. En hierdie brief, ek onthou jy was nog klein. Mamma en pappa en die oom het rugby gekyk en ek het jou aan die slaap gemaak in die kamer. Net ons 2 alleen. Jy het my hart vol gemaak daai dag en elke dag daarna. Jy was 'n fees om rond te wees. Al die lekker speel, jou eerste
jou eerste woorde, tree en stout wees. Ek was so bly om in jou lewe te kon wees, al was dit net so klein rukkie. Dan is Cynthia lief jou so baie. So en hy gaan jou ook mis, my liefste kind. My liewe klein John, vandag staan ons hier met swaar harte, want jy is nie meer by ons nie. Dit voel nog onwerklik en my hart is baie seer. Jy was nie net my peetkind nie, jy was my klein maatjie. Jy het so baie gehou van visvang. Dit het jou oor laat blink van opgewondenheid en jou dinosourusse, jy was mal oor hulle. Jy kon iedere dag praat en my altyd laat glimlag. En hoe jy my oom Fetty genoem het. Daardie woorde sal vir altyd in my hart bly leef. Jy het my op 'n manier spesiaal laat voel, wat niemand ooit kon vervang nie. My seentjie, al was jou tyd hier kort, het jy 'n goeie plek in my lewe, in my hart gelos. Ek is dankbaar vir elke oomblik saam met jou. Ek hou vas aan die wete dat jy nou op 'n plek van vrede is. Dalk langs 'n stil dam met 'n vislyn in die water en 'n dinosaurus naby jou. Dit is sag, klein John. Oom Fetty gaan jy elke dag mis. En ek sal vir jou vir altyd lief hê. Liefde, oom Roan. Hier is 'n paar bedankings namens die familie. Ons wil ons opregte dank en waardering uitspreek vir liefde, ondersteuning en meegevoel wat ons ontvang het tydens die afsterwe en die begrafnis van ons geliefde seun. Boodskappe en gebede, blomme en bywoning van die diens het vir ons groot vertroosting gebring in hierdie ongelooflike moeilike tyd. Julle teenwoordigheid en omgee het ons herinner dat ons nie alleen is nie. Ons wil graag ook die volgende persone en instansies bedank. Vir Elshadai begrafnisdienste, vir hulle professionele deernis en hantering van die reëlings. Chris en Rochelle Rein, wat al die pad van Abu Dhabi gereis het, om hier by ons te wees en ons te ondersteun. Aan Catherine, wat van die UK af gereis het, om in hierdie moeilike tyd by ons te wees. Ons ouers Jacques, Mika, Adele en Tina, julle was ons pilare van krag. Ons is lief vir julle almal. Ouma Meisie, my suster Mia, my oudste broer Ricky. Dankie dat julle hier is vir ons. Aan familielede wat nie hier kon wees nie, weens verstaanbare omstandighede. Fritz, my tweede oudste broer, Boet, dankie vir alles. Ons weet jy is vandag in gees by ons. Maar Zaan en Emery is hier vir jou. 'n Baie spesiale dankie aan my beste vriend Roan Brits, John se peetpa en sy vrou Cynthia. Julle was elke tree van die pad daar vir ons. Ons is lief vir julle en sal 'n spesiale band wat julle met John gehad het vir altyd koester. Aan al ons familie en vriende wat nie spesifiek genoem is nie, neem asseblief geen aanstoot nie. Ons waardeer elkeen wat uitgereik het en langs ons gestaan het in hierdie moeilike tyd. Laastens wil ons seun John bedank. Vir 'n kosbare tyd wat ons saam met jou gehad het. Hulle sal oneindig baie gemis word. Papa en mamma sal na julle klein boetie Lukie omsien. Rusag klein Dino. Mamma en papa is lief vir jou vir altyd. Vriende, ons gaan staan en gaan ek die laaste familie vir julle lees en die seën uitspreek. En dan kan jy die laaste eerbetoon kom toon. Kom ons staan asseblief. By hierdie moment van afskeid, dink ons aan die graf van ons Here Jesus in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg. Engel het vir die vrou gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Maar hy is nie en hy is opgewek. Ons vind ons troos in die woorde van Jesus. Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ek gaan vir die geloofsbelijdenis lees, jy kan dit nie hard net saam met my sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Vriende, ontvang nou die seën van die Here. Mag die drie-ene God se teenwoordigheid vir u krag gee en troos in hierdie tyd wat vir u voorlê. Die Here is langs u om u in sy arms toe te vou en te troos. Die Here is onder u om u te dra as u sou val. Die Here is agter u om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is rondom u om u te beskerm. Die Here is in u om u te lei. En die drie-ene God is bo u om u te seën met sy almagtige teenwoordigheid. Met die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Terwyl u die liedjie speel, kan u as familie en vriende 'n eer kom betoon.